Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie by die kanaal aangesluit het nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Vandag se titel is die ANC Piet Kroukamp propagandapoging. En dit is nogal heel aktueel in die afgelope week tot 10 dae woed daar in die Afrikaanse media 'n hele polemiek oor die sogenaamde groep van 44 mense gelei deur Piet Kroukamp wat 'n oop brief geskryf het waarin hulle die Amerikaanse regering aanval omdat die Amerikaanse regering durf waag het om vlugtelingstatus aan Afrikaners te verskaf en ook natuurlik om prioriteit aan Afrikaners as vlugtelinge in die VSA te verskaf. Nou, rapport het vandag 'n hele onthulling daaroor. Onder die opskrif senior lid van die regering help agter skerms met nie in ons naam verklaring. Nou, dit is alles baie interessant. Ek gaan nie nou inlig oor al die faktore wat daar 'n rol speel. En dit lyk op hierdie vroeë stadium vir my asof dit alles deel is van 'n soort van 'n inligtingsoperasie van die ANC bewind en natuurlik Piet Kroukamp. Ek het selfs so 'n klein inhoudsopgawetjie vir u oor hierdie video wat so lyk. Goed, ons gaan eerstens praat oor rapport se ontbloting en dan in die tweede plek, wie en wat is Piet Kroukamp? Derdens, is daar 'n derde mag van Afrikaners of boerehaters wat die ANC help om Afrikanerdom van binne af te vernietig? En dan ten slotte wil ek ietsie sê oor immigrasie, vlugtelingskap en reg van terugkeer wat alles aansluit by hierdie tipe ope brief. Nou voordat ons tot optrede of tot die gesprek oorgaan, wil ek net weer eens herinner aan ons boekwinkel wat nou uit sy eie domeinnaam praag.tv, hierdie op YouTube is praag.tv, maar as jy praag.tv intik op Google of wat ook al of in die blaaier, dan gaan jy afkom op ons boekwinkel en ons is besig om ons boeke daar op te laai. Al ons nuwe boeke sal ook daarop kom. Wel, hulle is reeds daar, die heel jongstes, maar 'n paar van die oueriges is ook daarop en ek wil net herinner aan hierdie boek wat ons ook in die 2000s uitgegee het deur 'n Franse joernalis met die naam Steven Smith en die titel is Negrologie, waarom Afrika vergaan. En ek het op 'n keer genoem dat as ons dink aan volksmoord, Afrikaner volksmoord, dan is daar 3 elemente wat belangrik is. Die een is oer-Afrika, die ander een is dit spruit daaruit en die tweede een is natuurlik die Britse kolonialisme en die konsentrasiekampe en die derde een is kommunisme wat natuurlik ook sterk geneigtheid tot volksmoord en die uitwissing van volkere toon, reg deur die geskiedenis van die afgelope 150 jaar. En jy sal nou sien, Piet Kroukamp is 'n groot ateïs, jy weet, en as jy praat van mense wat baie sterk anti-christelik is, dit speel mee met hierdie radikalisme van die kommunisme. Ons sal nou daarby kom. Nou, kom ons begin dan met die eerste punt, hierdie onthulling van rapport. Nou, dit blyk nou dat hierdie sogenaamde ope brief van die 44 Afrikaanses, kyk, omtrent geen van daardie 44 mense beskou hulle self as 'n Afrikaner nie. En ons sal nou sien, Piet Kroukamp staan ook afwysend, streng afwysend teenoor die begrip Afrikaner en hy het self verklaar hier in 2013 rond, ek sal nou die berig wys ook, of liewer 'n stuk wat hy self geskryf het, waarin hy sê, ek is geen Afrikaner nie. Maar, die ironie van die saak is, Piet Kroukamp het homself oor die afgelope 10 dae aangestel as die Moses van die Afrikanerdom. Hy praat namens ons, hy en sy 44 figurante, saam met hierdie vrou van, lesbiese vrou van, wel ek neem aan, sy is lesbies, want sy het glo 'n vrou met 'n vrou, ja, ek weet nie, net sy dit net 'n platoniese verhouding is of iets, ek weet nie, maar
Karen Burger is haar naam. Sy en Piet Kroukamp het hierdie hele brief gekookus en hulle het dit Amerika toe gestuur en die ANC het binne 24 uur het hulle gesê, hulle onderskryf ook daardie standpunt dat daar eintlik geen probleme vir Afrikaners in Suid-Afrika is nie. Ons bly heerlik hier, daar's geen diskriminasie nie, geen ekonomiese swaarhede wat ons tref en diskriminasie, herstellende aksie, alles wat daarmee saamhang, dit bestaan nie. Nou, as ons nou teruggaan na hierdie rapportberig toe, kom ons kyk gou daarna. Onder andere, dit staan nou in vandag se rapport of die rapportafdeling van Netwerk 24, 'n senior staatsamptenaar het agter die skerms 'n sleutelrol gespeel in die koördinering van die veelbesproke verklaring waarin 'n groep Afrikaners sê nie in ons naam nie. Rapport verneem Karen Burger, 'n direkteur in die Departement van Internasionale Betrekkinge, het verskeie prominente Afrikaners bearbei om die verklaring te onderteken. Sy was tot einde verlede jaar in die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington, DC werksaam. In 'n WhatsApp boodskap waarvan 'n afskrif in die rapport se besit is, meld Burger dat sy 'n konsepartikel geskryf het met die oog daarop om dit as 'n gesamentlike verklaring te laat publiseer. Sy skryf: "My naam is Karen Burger. Ek werk tans in die kantoor van Zain Danghor, die direkteur-generaal van DIRCO, die Engelse afkorting vir die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking. Voorheen was ek tot Desember 2024 gestasioneer by die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington." Nou, dit spreek van self, dink ek, dat enige iemand wat vandag 'n amptenaar by 'n ambassade van Suid-Afrika is, so 'n persoon is 'n ANC-ondersteuner, verseker. As jy enige ander politiek het, gaan jy nooit 'n aanstelling in 'n Suid-Afrikaanse ambassade kry nie. Maar nou die ander ironie is dat hierdie Karen Burger, alhoewel hierdie WhatsApp nou in rapport se besit gekom het, sy ontken nou dat sy die konsepverklaring opgestel het en sy beweer dit was Piet Kroukamp se idee. So hier is nou nog 'n deel van die berig waarin ons lees: nadat die verklaring waarin Burger verwys verlede week gepubliseer is, het president Cyril Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya dit aan die groot klok gehang en die groep Afrikaners geprys omdat hulle die narratief verwerp dat Afrikaners vervolg en onderdruk word. Burger se werkgewer, die Departement van Internasionale Betrekkinge, het ook die verklaring verwelkom. Burger het gister aanvanklik ontken dat sy ten nouste by die proses betrokke was. Sy het gesê die verklaring is bloot vir haar en haar vrou, die skrywer Mercia Skuman, aangestuur en dat hulle 'n aanlyn petisie ter steun daarvan onderteken het. Nadat rapport haar verder gepols het en die WhatsApp boodskap onder haar aandag gebring het, het sy erken dat sy gehelp het om steun vir die verklaring te werf. Sy sê egter sy was bloot een van vele wat dit gedoen het en dat die idee eintlik by professor Piet Kroukamp van die NWU ontstaan het. Aanhaling, ek het dit help versprei. Ek het dit versprei omdat ek sterk voel daaroor. Net soos ek baie aktief betrokke daarin was om die equality clause in die konstitusie te kry as 'n gay persoon wat swaar gekry het onder apartheid, het sy aan rapport gesê. Sy het nie verduidelik waarom sy in die WhatsApp boodskap te kenne gegee het dat sy die konsep-repliek opgestel het nie. Nou, ja, so, ons sien nou, sy lieg ook nou daaroor dat sy ten nouste betrokke was by die opstel van hierdie verklaring. En as ons nou praat van hier, sy is 'n gay vrou wat verskriklik gelei het onder apartheid. Ek weet nie van enigiemand wat, enige lesbiese vrou wat gelei het onder apartheid nie. Ek dink by ons, onder die ou regering, mense is nie van geboue afgegooi soos wat die moslims maak met gays nie. En as ek sien wat se dominante of oorheersende posisie baie gays in ons samelewing, veral in die Afrikaanse konteks beklee, dan kan ek nie glo dat iemand so 'n stelling kan maak nie. Wat Marlene van Niekerk byvoorbeeld.
Die skryfster, sy het met 'n hele groep Antifa my gedreig met geweld in 2005 toe ek die Woordfees in Stellenbosch sou bywoon. Dus ek dink nie daai soort stelling is van enige alle waarheid ontbloot. Maar nou, kom ons beweeg nou 'n bietjie aan na wie is Piet Kroukamp. Nou, dit is nou so dat, ja, Piet Kroukamp, dit is eenvoudig net ongelooflik. Hierdie persoon, hy het glo 'n doktersgraad in taxi-konflik of iets, behaal, iewers. En sedertdien het hy nou akademiese aanstellings, hy het eers by die Universiteit van Johannesburg, of eers by een van 'n swart universiteit, die Universiteit van Johannesburg, toe is hy daar afgedank. En toe het hy nou weer 'n nuwe aanstelling aan die Noordwes Universiteit verkry. Maar hy's elke dag oor die radio, op kyk net, jy weet, hy tweet aan mekaar skryf hy goeters op X en wat ook al. So sy voltydse werk is eintlik die van propagandis. Hy het nog, ek dink hy het al in sy lewe 'n akademiese publikasie geskryf of 'n artikel in 'n geakkrediteerde tydskrif of iets nie. So hy word eenvoudig net onderhou deur universiteite om propaganda vir die ANC te maak, want hy is verseker jy weet 'n groot aanhanger van die ANC. En jy weet, hy het ook op 'n stadium natuurlik, ja, daar was ons 'n program op RSG, hy is almekaar op RSG ook. Jy weet, terwyl niemand hou van hom nie. Ek dink, jy weet, sy menings druis reëlreg in teen wat die gemiddelde Afrikaner dink en voel oor die ANC bevond. Maar dit maak nie saak nie. Piet Kroukamp is daar, hy is oral teenwoordig. Hy skryf ook gereeld artikels in die Hoofstroom Media, oral, jy weet. So ek wonder hoe het dit gebeur? Dat Piet Kroukamp nou, as het ware, die woordvoerder van die Afrikaner geword. Ons sal nou sien, waar hy erken, dat hy glad nie dit behoort te wees nie. In 'n gesprek met, wat sy naam, Lenet Francis Puren, wat eens op 'n tyd 'n uurlange program elke oggend op RSE gehad het met die titel, wat dus praat saam. Maar kom ons luister gou net, wat sê Piet Kroukamp oor die Christendom? Want dit is my uiters interessant. Jy weet, hierdie geleerde man, sy menings oor die Christendom. Ek sal net gou, jy kan die video, ek sal dit in die, jy weet, ek sal die skakel na hierdie video in die beskrywing van hierdie video ook plaas. Dit verskyn hierso op Praag TV, en dan kan u daarna gaan luister. Dit is baie kort, en ek sal net die eerste minuut vir u speel, sodat u kan hoor wat sê Piet Kroukamp van die Christendom en godsdiens oor die algemeen. You're not fucking funny. Listen, it bothers me, it worries me. I think about it all the time. What is going on in people like Richard's frontal lobe? Why do they think what they think? What type of personality do I deal with when I'm confronted by a Christian or a religious believer? He defines him in a way that is impossible to pin him down. He used all sorts of scientific language and lingua franca to confuse you, to make you think that he is knowledgeable about this God, that this God is actually meaningful, and that it fits in there perfectly in the same way that M fits in the MC square. But he's bullshitting you, he's lying, it's not true. There is no evidence. There's no fucking evidence for a God. You can try to force it, you can fit it in the way you like. It doesn't exist. Just because you want it to exist. Nou ja, daar is Piet Kroukamp, die groot teoloog wat welsprekend aandui dat God nie bestaan nie. Jy weet, dit is 'n kwessie wat die filosofe, die teoloë en die filosofe al vir 2000 jaar of langer besig hou. Maar hierdie man het dit net in 'n minuut, het hy dit afgehandel.
die briljante Piet Kroukamp. Nou, ek dink na aanleiding van hierdie opname, jy weet wat ook op ons webblad, op hierdie kanaal gespeel is, het Kroukamp se aandele by die Universiteit van Johannesburg so effens gedaal, en hy is toe daar blykbaar afgedank, maar ook omdat hy glo 'n kollega 'n poets gebak het. Nou, nog iets aangaande Piet Kroukamp, is dat hy kanselleer mense. Hy voer veldtogte teen mense, 'n soort van haatveldtogte, en dan kanselleer hy mense. Daar was 'n dame, ek sal nie nou haar naam noem nie, 'n jong dame wat 'n dosent was by die Universiteit van Pretoria, en sy het een keer 'n artikel op die Praag webblad, op ons ou Praag webblad geskryf, waarin sy gesê, daar's 'n kulturele dimensie by verkrachting in Suid-Afrika. En net op grond van daardie frase, het hy 'n klag teen haar gelê by die universiteit. Sy is gedreig met 'n tugproses, dat sy afgedank gaan word, en wat ook al, en hy het oral in die media, in die Engelse media veral, het hy 'n veldtog teen haar gevoer. Dermate, dat sy nie net moes bedank nie, maar sy moes die land verlaat. Sy het vir 'n hele 5 of 10 jaar oor see gewoon. Want sy kon nie terugkom Suid-Afrika, nie vanweë die soort propagandaveldtog wat Kroukamp teen haar gevoer het. Nou, jy weet, is helder dat hierdie Kroukamp individu, hy is opgelei in propaganda, hoor. Daar's 'n ander interessante video waarop ek een keer afgekom het, waar hy vertel hoe hy, ek weet nie, hy het vir 'n jaar of 2 deur Amerika geryloop. Nou ja, jy weet, dit klink vir my tamelik eienaardig, jy weet, hoe ryloop jy vir 'n jaar deur Amerika, hoe onderhou jy jouself? Jy weet, dit klink vir my na miskien het hy opleiding daar ontvang, ek weet nie. Maar kom ons kyk gou wat ja, hierdie berig het op Marula Media verskyn oor Kroukamp, toe hy nou die Universiteit van Johannesburg verlaat het. Kroukamp het egter Vrydag op sy Facebookblad beweer sy dienste is beëindig omdat hy 'n kollega 'n poets gebak het. Netwerk 24 berig, Kroukamp het glo in Februarie 'n vroulike kollega in haar kantoor toegesluit en die sleutel weggesteek op 'n plek waar hy geglo het sy sal dit kry. Sy het egter nie die sleutel gekry nie en die voorval het tot 'n formele tugproses gelei waarna Kroukamp afgedank is. In dieselfde beskrywing het Kroukamp gesê hy is voorheen deur die Universiteit van Johannesburg gekontak oor sy betrokkenheid by Eugene de Kok en oor godslasterlike uitlatings wat hy gemaak het tydens 'n debat met professor Richard Howie van die Southern Evangelical Seminary oor die bestaan van God in Augustus 2013. Klankopnames van die debat het sedertdien al verskeie kere die ronde op sosiale media gedoen. Nou ja. How do you give context and understand if you live in South Africa or you are looking at the news from abroad, Piet? How do you explain what the Afrikaner is and who they represent? Because there's just one, and a lot of blanket statements, generalized statements that was in that executive order and some of the comments of Donald Trump. Yes, so you're now asking the one person that Afrikaners wouldn't want to speak on their behalf to explain them. Look, there are people who identify with the concept of being Afrikaners, and there are people who accepted the Afrikaners but do not primarily identify with that concept. They will explain themselves as South Africans in the first place, and they happen to be Afrikaners. But there are people who can think of themselves as primarily Afrikaners, the supporters of Solidarity and AfriForum and the Freedom Front, for instance. I can assume think of themselves as an identity, an ethnic identity in the first place, Afrikaners, and who happen to live in South Africa and who happen to live in Africa. That doesn't mean they don't have a loyalty to the country and that that's the only place that they want to live. They, like Flip Basis said today, they don't want to go anywhere, or Kali Kriel, they don't want to go anywhere. Not that I think it's so easy to go anywhere, but they don't want to go anywhere. So yes, they do have a form of rootedness here, but they don't identify with the larger concept of who South Africa is. They tend to blame the ANC
for a number of things, and I think by implication sometimes they blame black people for a number of things. I remember yesterday I said to one of the... Nou ja, daar kom Kroukamp nou op sy gunsteling hobbelperkie rasisme. So jy weet, as jy nou alles raak sien, die korrupsie en die onbekwaamheid en die geweld en plaasmoorde en alles wat in hierdie land plaasvind, dan blameer jy nou die swart mense as jy die ANC blameer, want sy ANC wat hy altyd natuurlik moet verdedig. Maar ja, hierso is nou die artikel ook, waar Kroukamp, daar sê hy in helder en duidelik in daardie video, dat ek is die laaste persoon wat jy moet, wat namens Afrikaners kan praat, maar hier het hy presies dit gedoen. En hierso op 'n ander ding op Marula Media in 2013 het hy geskryf, die konsep Afrikaner het waarskynlik lankal nie meer die nominale, hy sê daarom is ek geen Afrikaner nie. Die konsep Afrikaner het waarskynlik lankal nie meer die nominale inhoud van 'n etniese groep nie. Ons weet Afrikanerskap en Afrikaans staan in geen noodwendige verhouding tot mekaar nie. Die mate waartoe Afrikanerskap 'n duidelike identifiseerbare kulturele manifestasie verteenwoordig, is ook relatief omdat nie alle wit Afrikaanssprekendes noodwendig inkoop op die operasionele artefakte van Afrikanerskap nie. Nou dit is die mees liederlike Afrikaans wat jy in jou lewe kan uitdink. Ek kan sien hy is nie 'n Afrikaner nie. Dan gaan hy voort en hy sê, Afrikaners wat hulself as polities regs 'n veronderstelde ideologiese konsep identifiseer, verskil in minstens een of net een belangrike opsig van hul mede taal- en kultuurgenote, en dit is dat hulle cru rassisties is, op 'n wyse wat met lae intelligensie geassosieer kan word, terwyl my eie politieke identiteit korrespondeer, skryf hy briewe vir sy eie politieke identiteit. Hy korrespondeer met homself, met 'n liberale disposisie, anglisisme kwadraat tot die mag 10. Regses maak selde intelligente onderskeid tussen liberaal en links. Het ek groot vrede met die ideologiese verskynsel van konservatiewe Afrikaanssprekendes, selfs al verkies hulle om die mantel van Afrikanerskap te dra. Nou, dis 'n ou idee ook wat Piet Kroukamp uit dit al, ook so 10-15 jaar gelede het hy in die Mail and Guardian gesê dat Afrikaners het 'n lae intelligensievlak. Jy weet, ons het in hierdie land die atoom gesplits, ons het, jy weet, Eskom, Yscor opgerig, ons het die grootste letterkunde en filosofie en teologie op hele Afrika kontinent geproduseer, maar ons is van lae intelligensie. Dit is Piet Kroukamp se idee van 'n Afrikaner, is iemand van lae intelligensie. Nou, ten spyte van, jy weet, al hulle publisiteit wat hulle nou gekry het, oor die afgelope 10 dae, hoeveel mense het hierdie petisie of brief van hulle al onderteken? En jy sal net soos ek verbaas, jy sal nou dink teen hierdie tyd moet dit al by 100,000, 200,000 trek, want enigiemand kan dit teken, ook nie Afrikaners. Maar nee, ek het gaan kyk vanoggend op hulle webblad, en ja, daar kan jy dit sien, 1051 mense, kan jy glo. Dit is al, na al hierdie propaganda van die staat, van die media, alles wat hulle uitgerig het, kon hulle net 1051 mense kry, om hierdie sogenaamde brief van hulle te onderteken. Nou ten slotte, dink ek, moet ons bietjie besin oor, jy weet, kyk, mense kan nou hierdie ding net aflag en sê, goed, ek wil nie 'n vlugteling word in Amerika nie, en ek het vrede met wat Trump nou van Afrikaners sê, maar soos ek voorheen ook al op hierdie kanaal gesê, die boelete feit, dat Trump, die president van Amerika, van die magtigste staat op aarde, dat hy Afrikaners by naam genoem het, hy het ons erkenning gegee, wat hy ook al gedoen het, hy het ons erkenning
erkenning gegee, wat niemand anders wil doen nie. Nie die Europeërs nie die Britte nie, jy weet, nie eers die Russe wil ons daai erkenning gee nie, maar hy het ons daai erkenning gegee, dat ons is 'n unieke volk hier aan die suidpunt van Afrika, wat die Afrikaners of die boere genoem word. Dit het Trump vir ons gedoen. En nou staan hy vlugtelingstatus toe. Maar my idee sou wees dat ons moet nou eintlik met ons eie opvolg aksie hier kom. En ons moet miskien ook 'n brief opstel vir president Trump en die Amerikaanse regering. En dan moet ons standpunt stel. Nie die standpunt van die 44 of die 1051 linkse Afrikaanses of mense wat geen waarde heg aan Afrikanerskap nie, wat dit ontken, wat die bestaan daarvan ontken, wat wil assimileer by die ANC nasie, daai 1051 mense. Nee, ons wil Afrikaners die geleentheid kry om hulle te identifiseer met 'n boodskap wat uitgaan van ons af, en ek dink wat erkentlikheid en dankbaarheid teenoor die Amerikaanse regering betuig, maar wat ook verder gaan, dink ek, ons kort 'n soort van 'n reg van terugkeer na westerse lande toe, na Europa toe byvoorbeeld. Indien ons sou wou, dis nie te sê dat ons dit propageer of voorstaan dat ons nou die land moet verlaat en al ons besittings en eiendom en bates en alles wat ons hier vir geskep het, moet agterlaat nie, maar soos wat die huidige, ek dink ons moet 'n agterdeur oop hê. En benewens dit is vir ons vernederend om almekaar, as jy 'n Schengen visum wil hê, dan moet jy jou bankrekening indien en al sulke tipe goed. Nee, ons wil die reg hê om heen en weer Amerika toe te kan reis of Europa toe te kan reis, net soos ons wil, op grond daarvan dat ons in 2 wêreldoorloë en in Korea aan die westerse kant geveg het, of aan die geallieerde kant, en dat ons in die Koue Oorlog voortdurend die Amerikaners en die Westerlinge en die Britte en wie ook al ondersteun het en selfs bloed gestort het vir hulle. Op grond daarvan wil ons die reg van toegang tot sowel Europa as Amerika geniet, as Afrikaners, as 'n volk en 'n wetsgehoorsame volk. Ons is nie mense wat na ander lande toe gaan as onwettige immigrante of terreur pleeg in daardie lande nie. Geen Afrikaner in die geskiedenis het al ooit terreur in 'n westerse land gepleeg nie. Terwyl westerse lande het terreur in ons eie land befonds. Laat ons dit baie helder en duidelik sê. En ek dink dit is 'n gedagte waaraan ons moet werk, en dalk sal daar ook politieke partye en groepe en wat ook al in Amerika en in Europa wees, wat dit sal ondersteun. En dit is dalk die tipe brief wat nou geskryf moet word, en die tipe petisie wat moet opgestel word, want as die Indiërs, Jode, elke Jood ter wêreld, waar hy ook al gebore is, of hy nou in Australië of Suid-Afrika of in Noord-Afrika of in Amerika of waar ook al gebore is, hy het die reg om Israel toe te gaan. Hulle verwelkom hom daar as Jood met open arms. En ek meen, Indië het dieselfde wet op hulle wetboeke. As jy 'n Indiër is, jy van Indiese afkoms is, of jy nou in Durban gebore is, of in Gauteng, in Johannesburg, of in Lenasia, of waar ook al, jy kan môre op die vliegtuig klim en teruggaan Indië toe. Nou niet so behoort ons geboortereg as Europeërs, as mense van Europese afkoms, wat in 'n taamlike, sal ons sê, ongemaklike situasie in hierdie land, met hierdie oorheersing van die ANC en die radikalisme van hierdie bewind, wat mense soos Piet Kroukamp insluit, dat ons gebuk gaan onder hierdie radikale soort quasi-kommunistiese bewind, en ons behoort as 'n soort van 'n veiligheidsklep of agterdeur, behoort ons die reg op terugkeer te geniet. En ek dink dis die boodskap wat ons vir sowel Amerika as Europa
behoort oor te dra. Nou ja, as jy tot hier luister het, baie dankie en kyk gerus na al ons boeke op die winkel hieronder en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.